Goeienaand almal, ek is Doppies. Ek is nou besig met 'n nuwe reeks vir my YouTube kanaal. Dit is stories reg uit in Namakoland uit deur baie spesiale mense in my lewe. Speel dit graag vir jou en ek hoop jy geniet dit saam met my. Klomp jare terug hier in die Kaap het die eerste Nieuwoud besluit om na Makwaland se kant toe te trek. Hy was nog als Gerrit Nieuwoud gewees en toe hy nou so afgetrek het van sy seuns nou agtergebly daar, maar ons is van die Maatjiesfontein Nieuwouds wat nou daarna in Kliprand is. Nou, maar Daan se pa was oom Gert Nieuwoud. Nou hy en sy vrou Tannie Hypie het in 'n huisie gebly. Hulle was toe nou al erg oud gewees, so die ding nou gebeur wat ek julle nou van gaan vertel. Toe is oom Gert nou al 93 en Tannie Hypie is 87. Nou hulle twee bly toe nou daar in hulle ou huisie, klein lekker huisie daar op ons plaas, afgetree. Die huisie het 2 slaapkamers. Daar is nie badkamer, ja, is net 'n buitetoilet. Hulle het gedink 'n badkamer is uit die bosse uit en dan nou die kombuisie in 'n voorkamertjie. Nou wat oom Gert aanbetref, moet 'n mens nou ook verstaan, oom Gert was verskriklik, sy oë was verskriklik swak geweest. Hy het so 'n bril gedra met sulke dik lense. Hy kon amper as hy die bril op het later ook nie meer gesien het nie. Maar Tannie Hypie kan na hom gesien het en so het sy nou vir hulle gesorg. Nou een middag het hulle nou klaar geëet. Die tannie gaan nou uit, sy gaan gooi nou die aardappelskille en die goed gaan gooi sy nou uit buitekant. Om Gert besluit hy gaan nou so 'n bietjie skuins lê. Sy kamer waar hy nou lê, is die kamertjie het net een klein venstertjie reg bo sy kop wat so bietjie groter is as 'n voet by 'n voet. Die venstertjie kan daarom ook oopmaak. Maar verder is daar in die kamer nie 'n venster nie. So het hy toe nou gaan skuins lê daar op die bed vir 'n middagslaapie en hy het sy bril afgehaal en nou langs hom op 'n tafeltjie gesit en nou kan hy nie eintlik sien nie. Intussen het Tannie Hypie sy het nou die tafel afgedek en toe besluit sy gaan gooi nou gou-gou die aardappelskille en die goed uit vir die bokke, die melkbokke buite. En sy's toe nou uit, wat net toe sy nou by die deur uit is en om die hoek loop, toe kom die ou bokoei by die deur aan en sy sien dit nou nie. En die mense wat van 'n plaas afkom, sal moes nou weet 'n bok is mos 'n bitter nuuskierige ding. Die bokoei vat toe haar kans daar in die kombuis in en sy begin sniffel nou daar vir 'n eetding. En in die kom Aunt Hypie terug en toe sy nou by die deur inkom, toe sien die bokoei, maar sy's nou in die moeilikheid en Aunt Hypie is al vies vir die bokoei. Sy wil die bokoei met 'n papier of 'n ding slaan en die bokoei raak toe nou heeltemal verboureerd en vat die pad af in die gang. En Aunt Hypie is agterna. En hoe die bokoei nou ook gedink het, sy draai toe af in oom Gert se slaapkamer. En oom Gert moes seker intussen ingesluimer het en vergeet het hoe oud hy en Tannie Hypie is. Maar toe die bokoei nou by die kamer inkom, toe besef die bokoei is nou net een manier om te ontsnap van Aunt Hypie en dit is daai venstertjie bo oom Gert se kop. En sy spring op die bed bo op oom Gert. Sy gaan staan regop en moet haar voorpoot by die venster om te kyk of sy nou nie daar kan uit nie. Maar oom Gert word toe nou wakker. Hy verstaan nou glad nie wat aangaan nie. Hy sien die gewig op hom. En hy kan nie dink wat dit kan wees nie. En toe hy sy oë oopmaak, toe hang die bokse spiede nou reg in sy gesig. En hoe hy moes gedink het, weet ek nie, maar al wat hy toe uitkry, is nee, Hypie, nee, nie nou nie. So het die bokoei toe nou 'n groot storie daar veroorsaak. En Tannie Hypie moes hom nou afgesleep het en toe moes sy oom Gert se bril aangegee het. Laat hy kan sien dis die bokoei wat op hom gesit het. Nou ja, ek hoop die storie is vir julle ook so snaaks soos wat dit vir my was.